Dis oggend 123, 123, 'n daaglikse oordeenking saam met my, Rinus van Sion in Parys. Vanmôre praat ek met jou oor die vlees teenoor die gees. Hierdie konflik in elkeen van ons. Romeine 8 vers 5, Paulus praat met ons daaroor en hy sê die mense wat deur hulle sondige natuur gedomineer word. Hulle gedagtes word oorheers deur sondige dinge, maar die wat deur die gees beheer word, hulle gedagtes is vol van die dinge wat die gees gelukkig maak. Die vraag word dan, Paulus, as dit so is, as daar geen veroordeling is nie, as ons vry is van reëls en regulasies, waarom moet ons dan nie net voortgaan met my vleeslike neigings en vleeslike aktiwiteite nie? Wag 'n bietjie, sou Paulus sê, om vleeslik gesind te wees is die dood. Wil jy weet hoe die stank van die dood in jou lewe te ervaar? Leef vleeslik. Jesus het dit geassosieer met heidene wat niks meer besorg was as wat hulle sou eet en wat hulle sou dra en waarheen hulle sou gaan nie. 'n Vleeslike persoon vra, waar kan ons nou eet? Watter nuwe stokperdjie kan ons geniet? Watter vakansie kan ons neem? Jy sien, ons dink om in die vlees te wees is sinoniem met dwelmsgebruik of 'n bankberoof, maar dis nie die primêre betekenis nie. Om in die vlees te leef beteken eenvoudig om prioriteit te gee aan die dinge van die materiële ryk. Om geestelik gesind te wees, aan die ander kant, om ons oë, gedagtes en harte op die hemel te rig, lei tot oorvloedige lewe en ware vrede. Mag jy in hierdie dag opnuut jou oë op God rig en op hom hou en mag jy daardie vrede beleef wat net hy kan gee. Die Here seën jou ryklik. Amen.